Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo internet, ons praat Afrikaans. Dit is my lekker om die boeretaal te praat. Ek moet vir julle sê, ek is eintlik spyt ek praat dit nie meer nie. So ek gaan meer van my amper sê kliënte van my gaste hier begin vra of hulle dalk lus is om Afrikaans te praat nie, want as jy hier in die vreemde sit mense, is dit eintlik 'n voorreg om Afrikaans te kan praat, maar ek praat dit nie meer so vlot soos ek dit altyd gepraat het nie. So julle ouens my vergewe as ek 'n anglisisme of 'n ding inbring. Dit is nie bedoel om iemand aan te val of te beledig nie, dit is maar net dis hoe jou brein werk. As jy dink in Afrikaans, dink jy in Afrikaans en Engels en Engels en Frans en Frans. Nou praat van Frans, ons sit met 'n Frans van Tilburg hier, oorkant by 'n valskermsoldaat, ons het hom tevore gesien, waar hy gepraat het, onthou julle ons het 'n reeks gemaak van die valskermkering. Julle sal ook onthou, daar was twee tipe kerings, die een was die 14 dae, en die ander een was die 4 dae, en hy as 'n instrukteur het ons baie verduidelik oor watter een nou die hardste was volgens die statistieke. Maar dit het 'n argument afgegee wat skrik vir niks, maar dit is nou nie my geveg daai nie. Wat ek wel vir julle kan sê is, wanneer ek nou in Bloemfontein was vir soveel jare, eers op universiteit en toe vir my ma versorg daar, jy sien baie van die valskermsoldate daar rondloop. En is manne van staal. Ek moet vir jou sê, ek het nog nooit 'n vet valskermsoldaat in my lewe gesien nie. Miskien vandag, ek weet nie, ek wil jou baie begin storie wat nie nodig is nie, maar in my tyd was die ouens werklik gesien as elite, as iets anders, was beter as die res. En die rede daarvoor is omdat hulle baie streng kering deurgegaan het. Nou ja, Biko is nou beter hier om ons te vertel as een van die instrukteurs. Kolonel, so welkom hier, so baie dankie dat jy hier is, ons waardeer die tyd en moeite, en dis oor na u, as ek net kan vra, het ons net so 'n klein bietjie agtergrond van jouself gee, en dan kan ons begin praat, en ek sal doodstil sit en luister. Goeiemôre, my naam is Frans van Tilburg. Ek het my militêre loopbaan begin in 1978, as 'n junior leier op infanterie skool in Oudtshoorn. Ek is verplaas die einde van daai jaar na 1 Valskermbataljon toe, waar ek vir 10 jaar gedien het in verskeidenheid van poste, van 'n pelotonsergeant tot met 'n kompanie bevelvoerder. In 1989, 1 Januarie, is ek verplaas na 6 gemekaniseerde bataljon groep toe, waar ek 5 jaar gedien het as 'n SIP-eenheidsbevelvoerder, en in 1994 begin is ek terug verplaas na 44 Valskermbrigade, wat toe reeds geskuif het na Bloemfontein toe, waar ek 2 jaar lank die Valskermopleidingsentrum bevelvoerder was, en my laaste jaar was ek die SO1 operasies van 44 Valskermbrigade. Net om klaring te gee oor die Valskermopleidingsentrum, dit is nie die Valskermopleidingsvleuel nie, dit is die hanger. Die Valskermopleidingsentrum was die nuwe brigade se opleidingseenheid wat bestaan het uit die Valskermopleidingsentrum, agter Valskermopleidingsvleuel wat alle Valskermopleiding in die SA leer aangebied het. Dan was daar 'n formele opleidingsvleuel wat al die burgermag kursusse aangebied het en die opleiding aangebied het, en dan was daar 'n vrywillige militêre dienskompanie wat is opgelei vir die burgermag, en dan was daar 'n voltydse magkompanie wat is opgelei as 'n voedingsbron vir 1 Valskermbataljon groep. Koos het my gevra om te praat oor die rede van die valskermkering kursus, hoekom dit nodig is, en alles rond daarom. Ek wil net begin om te sê, na my militêre loopbaan het ek die wêreld vol gewerk, nie in volgorde nie, maar ek was in Irak, Afghanistan, en in Afrika het ek gewerk in Angola, Mosambiek, Suid-Sudan en Sudan. Hoekom ek dit noem, in Irak was ek 'n kontrakteur vir die Amerikaanse weermag. Ek het baie met hulle te doen gekry, ons het op hulle basisse gebly, ons het saam met hulle gewerk, ons het hulle opgepas. Ek het ook in die suide van Irak met die Britse weermag te doen gehad, in die Basra-omgewing. In Afghanistan het ek baie te doen gehad met hulle 101 Airborne Division. Ons het ook van hulle basisse gebruik gemaak. Ek het ook in die noorde van Afghanistan baie te doen gehad met die Duitse weermag. Dit was hulle gebied. In Angola was daar 'n Fapla brigade wat die diamantwyn waar werksaam was opgepas het, want dit was 'n strategiese bate vir hulle.
En ons het nou saamgewerk. In Mosambiek het ons die teen-seerower operasies gelei vir 'n oliemaatskappy wat van 'n gas geboor het. Daar het ons met die Mosambiekse Marines gewerk en hulle ook opgelei. In Suid-Sudan het ons die presidensiële wag heroplei, wat nog 'n uitdaging was, en Sudan het ons ook militêre opleiding aangebied. Nou dit plaas my in 'n baie goeie situasie om ons destydse weermag te vergelyk met ander lande. Wat vir my uitstaan, die Amerikaanse weermag, die Engelse weermag, die Duitse weermag het uitstekende uitrusting. Hulle het alles wat oop en toe maak, hulle het al die tegnologie, maar hulle mannekragbron is nie dieselfde as ons nie. Ons dienspligtiges was uitstekend, beide die junior leiers as ook die troepe, en die burgermag daarna, ons burgermageenhede was regtig goed. Dit moet verduidelik, die voltydse leer was net die kernstaande mag, die oorgrootste gedeelte was dienspligtiges as troepe en junior leiers, en dan dieselfde met die burgermag. Die burgermag was eintlik die grootste gedeelte van die destydse weermag, en ons konvensionele eystervuis was in die burgermag gesetel, in die vorm van 7 en 8 divisies, as ook 44 valskrimbrigade. Hierdie burgermaglede was uitstekend opgelei, hulle het uitstekende werk gelewer, en ek haal my hoed van hulle af. Om terug te kom na die valskermkeringskursus, ek wil begin om te praat oor die aanvanklike kering. Direk na elke jaar of elke 2 keer 'n jaar se innames, het hoof van die leer se personeelafdeling aan valskermbataljon 'n lys gestuur met eenhede waar hulle mag keer, dis installeer eenhede, as ook quotas. Nou die beginselsaak hierso, as jy 100 troepe nodig het, moet jy 200 gaan keer, as so slaagsyfer 50% is, want jy weet jy gaan met 100 eindig. Nie dat dit ooit so hoog was, in my tyd was die statistieke vir die keringkursus onder 50%. Dan hierdie valskermbataljon het dan verskeie spanne saamgestel. Die bevelvoerder was altyd deel van die hele storie, en dan kommandante, majore was gewoonlik die spanleiers, en dan is die span volgemaak met junior leiers wat dan sy help op die grond, en dan die troepe terug eskort per trein Bloemfontein toe na die kering. Nou hierdie kering was begin deur 'n toespraak van die spanleier om die mense te motiveer, want dit is heeltemal vrywillig. Ek meen jy moet vrywillig wees om te begin mee. En dan die belangstellendes is een kant geneem, en dan het ons begin met fiksheidtoetse, afhangende van die tyd. As daar min tyd beskikbaar was, het jy net 'n 2,4 gedoen, as daar bietjie meer tyd was, vir 'n 2,4 en opsitte, en so dit aangegaan. Dan, na die fiksheidtoetse, die wat nou dit nie gemaak het nie, is een kant toe geskuif, en die wat nou suksesvol dit geslaag het ons dan met elkeen 'n persoonlike onderhoud gevoer. Vir hierdie onderhoud moet die man sy klere uittrek en in sy onderbroek voor ons staan. Dit is nie oor ons perverte was nie, geensins. Dit was om te kyk of hy enige liggaamsdefekte het, soos 'n boggelrug of platvoete of whatever. En dan ook daai tyd, vandag is dit nie my issue nie, daai tyd was ons baie streng op tattoos. Tattoos is beskou as 'n swak karaktereienskap. Dit het intussen verander seker. En ons het glad nie mense met tattoos gevat nie. Die profiel waarvoor ons gekeer het dan, eerstens moet hy medies geskik wees. GNK1 of GNK2, dis 'n medies met 'n bril, was ook aanvaarbaar. Hy moes 'n normale liggaamsbou gehad het. Jy kan vir jouself dink, iemand met 'n boggelruggie of met 'n krom armpie of 'n skewe been gaan dit eenvoudig net nie maak nie. Dis nie om teen die ou te diskrimineer nie, maar hy het nie die vermoë nie. Goeie sportmanne was 'n goeie aanbeveling, want dit beteken hy die basies van dissipline reeds onderrig nie, en dat hy al 'n bietjie gewerk het in sy lewe. Dit was goed om 'n leier te wees op skool, dan weet jy die ou kan in spanverband werk. Dit is nogal nodig. Die persoon moes die regte motivering gehad het om 'n paratrooper te word. Dit het gehelp as sy familie of oom of tannie of whoever 'n paratrooper was.
Want jy het mense gekry wat wil net nader in die huis wil kom. Sy meisie wat in Bloemfontein of sy ma en sy pa en vir die verkeerde redes wou ons nie ons wou nie die mense hê wat vir verkeerde redes gekom het nie, want hulle het vinnig uitgevul. Dan die heel laaste ding wat hulle moes doen, ons gee vir hulle 'n springtou en dan moet hy skiep. Die rede daarvoor is baie eenvoudig. As hy nie die koördinasie het om met 'n springtou te kan spring nie, gaan hy definitief nie regkom met 'n valskermtuig nie. Hy gaan homself knoop, soos 'n vraagteken. In die aard van die saak moes hy 'n kerkverband gehad het. Ons het nie ateïste gevat nie. Dit is goed nie, maak nou nie saak wat 'n kerkverband dit is nie, maar dit was 'n positiewe teken vir ons. En dan het ons die ouens gegradeer. Hy kry 'n A+, A minus, B+, B minus wat hy so voor op die forum skryf. En dan sê hulle ons word toegelaat om 60 te keer by die spesifieke eenheid, dan vat jy die 60 bestes op die lys. Hy begin by jou A+ en jy eindig whatever. En dis ons sekerheid en dan die as hulle so vinnig is moet uitgeklaar en ons junior leiers het hulle dan per trein geeskort na Bloemfontein toe waar hulle dan begin het. Maak nou nie saak wat hy reeds gedoen het nie by dag 1 van basies. Die valskermkering self, dit is gedoen aanvanklik direk na basiese opleiding. Dis later hier in die vroeë 80s verander na pelotonwapens om hulle 'n bietjie meer tyd te gee om fiks te word vir die keringkursus. Dit was 'n ekstra 4 weke om hulle beter voor te berei. Oor die keringkursus self het ons in detail gesels oor ons vorige geselsie tussen my en Koos. Maar die rede, nou ek wil dit baie pertinent stel dat die rede vir die keringkursus het eintlik niks uit te waai met die valskerm spring nie. Ek kan my niggie se dogter leer valskerm spring. Dit is nie so moeilik nie. Ek meen enigiemand wat die bang is vir hoogtes nie kan valskerm spring. Dit is nie die issue nie. Nou 'n valskerm is slegs die metode van vervoer. Het sê jy nou infanterie is of artillery of genie of lugafweer in die valskerm setup, dit is slegs 'n metode van vervoer soos wat die ratel is vir die merginfanterie. Die oomblik dat jy geland het, is jy suiwer wat jy was. Jy's of 'n artillerist of jy's 'n infanterist of jy's 'n lugafweer en jou aanwending was as sulks gewees. Nou moet jy vat met enige of met 'n lugstruimoperasie en daar's die voorbeelde in die verlede is Arnhem of Market Garden in die Tweede Wêreldoorlog. Ons het ons eie Kasinga gehad. Dit vind interessantheid, Kasinga was gedryf deur 44 valskermbrigade en dit is deur 'n burgermag eenheid gedoen en daar was 1 peloton as ook 'n mortierseksie betrokke van 1 valskerm, maar die groot meerderheid van die mag was burgermag en hulle het uitstekend van hulle take kwyt daar. Nou 'n lugstruimoperasie kan op 'n paar maniere gebeur. Dit kan 'n valskerm neerlating wees. Dit kan 'n luglanding wees wat jy fisies op 'n aanloopbaan land en met daarvan plooi. Jy kan met helikopters ontplooi. Dit kan ook gepaard gaan met voertuie wat inry. Of dit kan 'n kombinasie wees van bogenoemde. Nou ongeag van watter metode jy gebruik, moet jy aanvaar omdat die logistieke steun vir so 'n operasie baie beperk is, gaan jy begin met baie swaar uitrusting en ammunisie wat jy moet saamdra. Daarmee moet jy spring, daarmee moet jy stap tot op die doelwit en dan moet jy die aanval doen of whatever die operasie behels. En om dit te kan doen, moet jy fisies in staat wees, jy moet sterk wees, maar nog belangriker is, jy moet sielkundig sterk wees. Nou met enige keringkursus is die sielkundige gedeelte waarskynlik baie hoër as die fisiese gedeelte. Jy kry baie fris mense en sterk mense wat glad nie die kering kan slaag nie, want hulle is nie sielkundig reg nie. Jy kry baie maar en kleinerige ouetjies wat die kering lag slaag want hy is sielkundig reg. Nou met so 'n lugstruimoperasie gaan jy bepaalde uitdagings hê. Jy soek mense met inisiatief. Jy soek mense met vasbyt, soos ons dit noem.
mense wat die werk gedoen kan kry, en wat dit kan deurvoer tot op die einde toe. Aanvaar ook na hierdie operasie of aanval, dan moet daar of 'n onttrekkingsplan wees waar jy onttrek met helikopters of vliegtuie of enigiets, of dan moet 'n aansluitingsmag wees. En in die tyd wat dit gebeur of wag om te gebeur, staan op jou eie bene en moet jy die geveg kan oorheers. En dit is die rede vir die keringkursus, nie die valskerm spring gedeelte nie. Dan, ek wil 'n bietjie praat oor die aanwending van valskermsoldate, om dit in perspektief te bring. Nou, jou valskermmagte is by uitstek 'n konvensionele mag. Die organisasie van 44 valskermbrigade was 3 burgermag valskermbataljons. Daar was 'n artillery regiment wat bestaan uit 120 mm mortiere. Daar was 'n luggeweer. Ek is nie seker of dit 'n regiment was nie. Daar was geen nie, en daar was al die ondersteuningseenhede. So dit is definitief nie ligte infanterie nie. Dit is infanterie, of nie infanterie, dit is 'n valskermmag met al die ondersteuningswapens en die ondersteunings. Volgens my moet enige ordentlike weermag 'n valskermmag hê. Dit is 'n strategiese vermoë. Dit is soos 'n atoombom. Net die feit dat jy hom het, is klaar 'n afskrikmiddel, en die vyand weet jy kan in enige tyd, in enige plek, kan jy hom bykom. Jy kan agter sy lyne inspring, jy kan agter die grens inspring of invlieg. Nou, valskermsoldate word primêr opgelei as 'n konvensionele mag en sekondêr as 'n teeninsurgensie mag. Die tuin plattelands en tuin stedelik, tuin staan vir teeninsurgensie operasies, teeninsurgensie, wat deur een valskermbataljon uitgevoer is sekondêre take. Hulle primêre taak was 'n konvensionele oorlogvoering, en hulle was 'n voedingsbron van 44 valskermbrigade wat die valskerm eystervys was. Mens moet onthou dat valskermsoldate is baie goed opgelei, hulle is baie veelsidig, jy kon hulle in 'n verskeidenheid van rolle aanwend, en dis wat gebeur het. Net ter agtergrond, die organisasie verskil vir die infanterie gedeelte tussen 'n konvensionele oorlog en 'n tuin teeninsurgensie oorlog. Konvensioneel is 'n kompanie opgedeel in pelotons. Daar's 3 pelotons in 'n kompanie plus 'n ondersteuningspeloton wat jou mortiere en tankgeweer is, en daar's drie kompanies in 'n bataljon. Vir die teeninsurgensie oorlog het valskermbataljon hulle kompanies opgedeel in valkgroepe. 'n valkgroep is 'n 2-seksie peloton. 'n seksie is 10 man, so dis 20 man vir 2 seksies, en dan 'n hoofkwartier van 4, en die rede hoekom is, daar pas 12 mense met uitrusting in 'n Puma helikopter. En dit was die rede vir die valkgroep indeling vir die teeninsurgensie operasies van valskermbataljon. By valskermbataljon was dit 12 maande opleiding, wat begin het basies, dan pelotonwapens, dan die springkursus, en dan die teeninsurgensie en die konvensionele opleiding, en daarna is hulle vir 12 maande operasioneel aangewend, gewoonlik in toere van 3 maande. Daar is geëksperimenteer met langer toere, waarvan ek deel was in 1985 van 6 maande, maar dit werk nie. Na 3 maande begin jy verskeie probleme optel, moraal probleme en ander probleme. So na 3 maande moet jy die ouens 'n breek gee. Dit is nou oor en oor bewys. In 1984 het die SA leer vir die eerste keer soldate ontplooi in die stedelike gebied. Dit het begin by operasie Palmiet in Oktober 84. Valskermbataljon het 'n kontingent gestuur, 'n kompanie. Hierdie kompanie is geraap en geskraap. Major Les Redmond daai tyd, wat die SO2 opleiding was die kompanibevelvoerder. Die pelotonbevelvoerders was myself en Kobus Smit, ek het die derde een vergeet. En ons troepe was geraap en skraap. Dit was stoormanne, ons kokke, klerke, deel van troepe wat nog onder basisopleiding was, en ons is af, die operasie gedoen. Ek stem nie saam met die ontplooiing van soldate in die stedelike operasies nie, maar soldate voer opdragte uit en ons doen dit sonder om te kla.
van daar af het die valskermsoldate van een valskermpeloton gereeld ontplooi in stedelike gebiede tussen hulle platlandse ontplooiings in Ovamboland en Suid-Angola. En dan dieselfde met die burgermag, hulle het ook 'n paar keer moes ontplooi binnelands. Behalwe vir operasie Kasinga wat die grootste lugstroomoperasie was na die Tweede Wêreldoorlog in die wêreld, was daar nie enige ander operasies op daai skaal nie. Daar was wel 'n paar kleiner valskermoperasies op baie kleiner vlak. Die waaroor ek spyt is in my loopbaan is eerstens dat daar nie meer lugstroomoperasies was nie. Ek dink ons was reg daarvoor. Ek voel ook dat hulle moes een valskermbataljon en 44 brigade van die begin af gekombineer het en een valskermbataljon onder die brigade se bevel gesit het wat om 'n baie beter operasionele vermoë sou gegee het. Ons as jong Turke het destyds gevoel dat die powers to be, die dienende generaals dalk nie die nodige kennis het hoe mens valskermsoldate aanwend nie. Wat ook 'n probleem was in later operasies is die MiG-23's in Angola wat vir hulle 'n duidelike lugoormag gegee het, maar ek is seker daarvan met goeie beplanning kom ons daar omgekom het. Ons het die vermoë gehad, ons is net nie genoeg aangewend nie. En dit is my straaltjie. Ek is nou oop vir enige vrae. Maar ek moet sê, ek geniet dit verskriklik. Jy weet, daar's baie dinge wat ons leer hierso. Ek het eintlik vir die kolonel voor die tyd gevra oor die ligte infanterie en hy het my toe onmiddellik reg gehelp en gesê dat die bats was eintlik nie ligte infanterie nie. Verstaan ek hier reg? Jy sê hulle is konvensionele troepe, hulle is nie ligte infanterie nie, maar hulle kan ligte infanterie werk doen. Hulle is in die teeninsurgensie rol aangewend as ligte infanterie, maar die valskermmag is 'n konvensionele mag met al die ondersteuningswapens, met artillerie, met lugafweers, met geen nie. Kan jy vir my sê, wat was die persentasie min of meer van ouens wat uitgeval het uit die keringproses uit? Ek het iewers gehoor is so omtrent 30-34%. Sou dit nie maak nie. Nee, dis hoor is dit. Ek kan nie vir presies sê nie, maar dit was nader aan die 50%. Nee, dit was baie hoor is dit. Ek vra dit natuurlik met 'n rede, want jy weet die keringsproses vir westerse spesmagte is op die algemeen tussen Frankryk, Brittanje, Australië, Amerika, is so in die omgewing van tussen 36% en 40%. Ja. So met ander woorde, hele kering was op dieselfde vlak as vir westerse spesmagte. Ja. Wat ek nog nie genoem het nie, aan die einde of voorsprinkers is daar, jy kan dit aannoem 'n preseleksie, waar die mense wat baie duidelik dit nie gaan maak nie, wat sy hele basiese opleiding lank ligte diens was en beserings gehad het en alles reeds afgehaal word. So daar duikie persentasie klaar 'n bietjie laag en dan die wat as 'n skik bevind is, het dan die keringkursus begin. Ja, maar wat gebeur dan met die ouetjie wat nou uitval? Gaan hy outomaties terug na sy eenheid of kan hy hom aanhou miskien as 'n kok of 'n ding of iets? Die prioriteit was om die infrastruktuurposte te vul in valskermbataljon. Dit is die ons het genoem die hoofkwartierkompanie. Dis die kokke, klerke, stoormanne, drywers wat uitstekende werk gelewer het. Hulle as eerste prioriteit is hulle daai poste gevul en dan die res is teruggestuur na die eenhede wat ons genoem het RTU. Maar dra daai ou nog steeds die rooi berei, die maroon berei, soos iemand anders, maar het nie valskermvleuels op hom nie. Ja. In die laat 90's het die nie gekwalifiseerde lede groen bereis gedra. En dit het 'n probleem geskep met identifisering met die eenheid, want die ondersteuningspersoneel is net so belangrik of speel 'n baie belangrike rol. Want jy kan nie veg as jy nie geëet het nie. Jy moet ammunisie hê. Jy moet stewels hê, jy moet uniforms hê, jy moet wapens hê. In die 80's is daai leemte reggestel en almal het toe die berei gedra met die mot, die maroon berei met die mot en die gekwalifiseerde lede het dan net die vleuels bygedra op hulle bors. Dit was die enigste onderskeid wat getref is. Is dit moontlik dat 'n ou vir een of ander rede nie sy vleuels wil dra nie?
Dit is seker moontlik, maar ek het nog nooit so 'n ou ontmoet nie. Koos. Ja, want al die baie sê vir my dat dit is sekerlik een van die grootste oomblikke in sy lewe, behalwe waar sy kinders gebore word of hy sy vrou ontmoet, Ja, om daai vleuels te ontvang na die kering en na die hangerfase dis 'n groot dag in jou lewe, Koos. Jy is baie trots daarop, want dit is nie maklik om te kry nie, dit is moeilik. Jy moet ook nie die basiese opleiding weggooi nie. Dit is verskriklik hard. Die opleiding is hard, die kering is hard. Die sprinkers is net sy eie uitdagings. As ek net eenvoudig kan sê met die springtoring om daar uit te klim met die trappe met 'n mabel verpak in 'n houer op jou rug is ook nie so maklik nie. Jou eerste paar spronge is ook maar nag. Of dit nou dag of nag is, maak nie saak nie. Dis 'n onnatuurlike ding om te doen. So die dag as jy jou vleuels kry, weet jy verdien dit en jy trots daarop vir ewig. Maar kan hulle dit van jou al wegvat? Ek dink dit was generaal Radman wat ons verduidelik het in sy episode. Ja. Dis Ja, slegs as jy gekasseer word, net offisiere kan gekasseer word, dan word al jou kentekens, jou rankkentekens, al jou medaljes, alles van jou afgesny met 'n swaard, en jy word uitgemasseer by die hek. Verder kan jy nie iemand se vleuels wegvat nie. So kry julle ons dan ekstra geld, ek bedoel vir jou Ja. spring. Daar is 'n springtoelaag. Nou die rede vir die springtoelaag is baie eenvoudig. Omdat 'n risiko ding is om te doen, het jy 'n belading op jou versekeringspolisse en dit is om verseker te maak daarvoor. Dit is nie om jou te beloon of enigiets anders te nie. Dit is suiwer om seker te maak jy het geld, ekstra geld vir jou polisse om die belading te kan betaal. Maar aan die ander kant het dit ook gedien as 'n baie goeie aansporing. Want jy het nou 'n paar sent ekstra gekry 'n maand. Ek weet met Spesmagte het hulle 'n baie slim werwingsproses gehad met een of ander stafsergeant in 'n beach buggy wat rondry met 'n blondine wat lyk of sy kom uit 'n Playboy of iets. En blykbaar paar van die spesmagte het my gesê dit het hulle gedink is die lewe vir hulle. So hy ooit vir die jong ouetjie, ek meen hy's 18, 17, 18 jaar oud. Ons sê man, 'n vrou kyk daarom na jou met 'n ander manier as jy daai berei het en die vleuels dra. Of is dit nou nie die grootste ding agter die volunteer nie? Ja. Koos, ek gaan net so antwoord. Baie buitestanders sien die paratroopers as windgat. Dis nie windgat nie, dis selftrots. Die manne is trots op hulle self. Hulle is netjies. Hulle het 'n geweldige goeie esprit de corps. Hulle staan saam in enige situasie. Weet dis soos kinders wat onder mekaar beklei oor die beeste oor die draad klim, dan word daar saam gestaan. So ja, die mense kon ons dalk sien as windgat, maar van my kant af, dit is wat esprit de corps en 'n goeie selfbeeld aan jou doen. Nou die infanteriste en SS besigheid gaan nou onmiddellik hier begin vra nou wat is die rede vir hierdie vreeslike gevegte om mekaar se reis te steel waarvan? Dis 'n ding wat hand uitgeruk het. Hoofsaaklik in my tyd word dit opgesweep deur die junior leiers, die korporaals, gaan steel vir ons 'n valskrim berei of gaan steel vir ons 'n panser berei en dan kry jy 'n naweek pas, daai tipe ding. Dit was aanvanklik nie so erg nie, maar toe dit begin strykysters in die balsakke en mekaar seermaak en dit was so erg dat die hoof van die leer altyd bevelvoerders ingeroep het tussen die 1STB en valskimpkilometers biereenhede en gesê het hulle stop nou anders is hulle loopbane gedrang. Ek kan onthou as 'n kaptein het ek beat gestap op die grensdraad tussen die twee eenhede om seker te maak niemand spring oor nie. Dit is hoe ernstig dit was. Dit was egter net 'n tempie ding. In die operasionele gebied het ons uitstekend saamgewerk. Daar het jy vergeet van die panservyande en die eensaai vyande in die panserskool en ons was goeie kollegas in die operasionele gebied wat mekaar wederzijds gerespekteer het. Ek is vertel deur een van julle ouens dat as jy nou uitklaar, jy's klaar met jou 2 jaar, jy moet fiks bly. Jy kan nie nou 'n boekpens of 'n ding kry nie as jy terugkom na
opgeroep word vir 'n kamp, gaan hulle kyk hoe fiks jy is en hulle kan vir jou wegjaag as jy miskien onfiks geraak het deur daai tyd. Dis dit die waarheid. Nee, ek dink nie dis die waarheid nie. Wat wel die waarheid is, as jy jouself nie fiks hou nie en jy word opgeroep vir 'n kamp, dan kry jy baie swaarder as jy nie fiks is nie. Want jy moet dan dieselfde opleiding doen as jou makkers. Maar dit was nie 'n algemene probleem as ek reg onthou nie. Die paratroopers het mooi na hulle self gekyk. Jy het In die gepraat algemeen. van 'n jy het gepraat van 'n valk, wat ek nou verstaan is 'n 20 man peloton. 24, ja. 24, reg. Was daai ook verwys na in Engels? Met ander woorde, as jy praat van 'n valken ook en of sal almal maar praat van 'n valk? As die In die algemene spreektaal was dit valk. Maak nie saak of jy Duits, Afrikaans of Engels is nie, Koos. Ek het nog nooit iemand gehoor praat van 'n valken groep nie. Dit was 'n valkgroep. Maar sê vir my iets soos Firewood op Firewood. Het die probleem daarin gekom omdat daar verskillende eenhede was wat by mekaar moes werk, of was dit nie die groot probleem nie, was dit maar net amper 'n bridge too far? Koos, soos ek verstaan, was dit verskillende eenhede, maar dit nooit saam opleiding gedoen nie, hulle het nooit saam ingeoefen nie, en dit het 'n bevel en beheer probleem geskep en koördinering probleem. Dit was eintlik 'n les geleer. Jy kan nie 'n gesamentlike operasie doen as jy nie gesamentlik opleiding gedoen het en 'n inoefening gedoen het nie. Dis my beskeie 2 sent. Ek het 'n neefie van my wat in die Vreemdelingenlegioen was op Korsika. So hy was volkskermsoldaat daai kant. En hy het eendag vir my gesê dat daar's 'n brotherhood, ek weet nou nie hoe dit in Afrikaans te sit nie. Daar's 'n gevoel tussen Airborne, tussen die ouens van volkskerm enige plek in die wêreld. Is dit waar? So jy met jou Amerikaanse 101 ouens maklik oor die weg kom want julle verstaan mekaar. Dis heeltemal waar, daar's 'n international brotherhood. Maak nie saak wat se land of wat se taal jy praat nie. Onmiddellik is daar met die Engels sê common ground en jy het iets om oor te praat en ek het tog nooit slegte bloed ondervind. En ek het baie met die paratroopers oor die wêreld mee gepraat en dit doen gehad en dit is altyd lekker. En daar's altyd wederwysige respek. Maar een van die groot probleme was dit nou 'n probleem kan wees is 'n spesmagte wat julle ouens kom steel. Want die valskermouens het 'n geweldige klomp manne verloor na spesmagte toe. Was daar 'n gevoel daaroor dat jy vir jou sê man bly eerder hier by ons, jy's deel van ons? Ja, Koos, daar was op senior vlak bietjie wrywing. Op junior vlak was dit nie so erg nie. Ek persoonlik het geen probleem daarmee gehad nie, want dit is ek meen vir hulle om te kom mense keer is die mense wat by ons kom hier het was klaar halfpad aan die profiel voldoen. So ek persoonlik het glad nie 'n probleem daarmee nie, maar daar was 'n gevoel op senior vlak. Ek dink nie dat dit ooit gemanifesteer op junior vlak nie. Nou is die ou anders as hy nou sy spesmagte kering gemaak het of een of ander rede kom hy daar by julle aan, miskien net om hallo te sê, is hy anders as wat hy was? Of is hy maar dieselfde ou met net meer opleiding? Dis maar ek het nie so ondervinding opgedoen in my lewe nie. Dis maar dieselfde ou. Hy doen net 'n treetjie verder getree. Ek het 'n laaste vraag. Het eintlik vir my baie interessant gesê dat hoe goed die dienspligtiges was en die burgermagmanne en so meer in vergelyking met wat ons later jare gesien het in ander lande. Is dit DNA? Is dit hoe die manier hoe die ou groot geword het? En as ek miskien kan verduidelik, ek het op 'n stadium 'n verslag gelees wat hulle sê dit die blote feit dat in daai jare jy 'n kar se venster opgewind het met jou hand en nie 'n kloppie gedruk het vir het 'n verskil gemaak in die ou se fisiese krag. So was die ouens, kan ek die woord boersteen gebruik, hoewel die ouens kom nie almal van 'n plaas af nie. Is dit die verskil gewees, die DNA binne hom? Ek is nie seker nie. Ek dink dit was meer as sielkundige ingesteldheid. Wat dit veroorsaak het.
dink nie dit was die DNA nie, dit was die sielkundige ingesteldheid. So met ander woorde, hy wou daar wees en hy sê enige nonsens vat om daar te wees. Dit is vir hom 'n Die- droom. Dit is absoluut. Ja, Hy wil dit, hy die wil almal dit. wou daar wees nie, maar die meerderheid het maar die beste van 'n slegte saak gemaak. En 'n sukses daarvan gemaak, as ek dit so kan stel. Maar daar was 'n baie groot gros of persentasie wat daar wou wees en wat graag hulle kans wou bring vir hulle land. Ja, natuurlik, jy kan nie eers by die volkskerm begin uitkom tensy jy volunteer, wat is die woord in Afrikaans? Vrywillig. Vrywillig. Maar dit bring my nou regtig by die laaste vraag. Ek weet die eerste reël in die army of enige ander plek is jy die vrywilliger is iets wat eintlik nooit moet doen nie, maar dit lyk my nie dit is van toepassing in die Suid-Afrikaanse konteks nie. Die gesegde sê volunteer van niks nie, maar dit manifesteer nie so op die grond nie. Ons jong mense het graag gevolunteer. Hulle dienste vrywillig aangebied vir al riskante operasies en ander goeters. Ons het nooit 'n probleem gehad met 'n tekort aan vrywilligers nie. Ek het ook iewers gehoor dat jy kan nou staan en kyk, jy is 'n instrukteur, jy kan sommer sien hierdie ouens, soos kan dit nie maak nie. En ander ouetjies, soos jy sê, klop waargate is daar seemingrig, hy gaan maar deur dit en hy lag vir homself. Dis dit nie waarheid, jy het 'n gevoel begin kry oor wie kan dit maak. Deur die jare bou mense geweldige goeie mensekennis op. En jy's nie altyd akkuraat nie, maar uit die ou se liggaamstaal en sy gedrag kan jy redelik bepaal dat hierdie ou is of hy is nie. Nie nooit 100% nie, maar jy het 'n redelike vermoede. Die enige boodskap van jou volkskerm kollegas, kamerade, vriende daar buite. Ja, ek is nou betrokke by die veterane. Ons het in Kleinbrakrivier elke laaste woensdag aand van die maand by Brinklies, dis die lokale hotel, het ons veterane by mekaar kom. Dit is net sosiaal. Dis nie net paratroopers nie, dis alle veterane, maar kom woon by, dis heerlik en dis lekker. En ook die res van die land is daar ook baie aktiewe veteraan byeenkomste. Ondersteun dit, woon dit by, want dit is lekker kuier. Ja, dis iets wat ons ook altyd vir julle ouens sê, asseblief man, moenie alleen iewers sit waar Satan jou kan agterop kan werk nie. Gaan na jou vriende, gaan na die ouens wat jou verstaan. Ja, dis 'n baie goeie ondersteuningsgroep, Koos. Dit is waar jy mense herontmoet. Dis mense wat jou kan help as jy in die moeilikheid is. Dis mense wat vir jou kan raad gee, boonbehalwe die sosiale waarde daarvan wat lekker kuier is. Dit is 'n baie goeie ondersteuningsgroep om te hê. Julle het nou gehoor. Baie dankie, ek waardeer die tyd en moeite hierso. Wanneer as daar vrae is, los dit hier onder, maar maak dit duidelik dat ons verstaan wat julle wil hê. Dat ons kyk of ons julle kan antwoord. Ek het baie geleer vandag. Ek bedank julle daarvoor. En is my lekker om te praat met die volkskerm manne. Julle is altyd welkom, kom praat met ons. Ek dink ons het ouens hier van 1968 kering, wel, miskien voor dit al as ek dink aan generaal McGill, maar rondom daar, en dan het ons ouens tot baie later, maar julle is altyd welkom, kom praat met ons. Tot ons mekaar weer ontmoet, dat die Here julle seën. Dankie Koos, onthou net, ek staan meer aan die jong Turke se kant as aan die ouer garde, so ons uitkyk op die lewe en ons bydrae sal nie noodwendig dieselfde wees nie. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.